Welkom by vandag se boodskap waar ons op die advent van hoop gaan fokus. Ons kerkjaar het Sondag afgesluit en daarom begin die nuwe kerkjaar met advent. Dit voel dalk vreemd want ons het tog nie met 'n nuwe jaar begin nie, maar dit is hoe die kerkjaar dan nou sy begin maak, ook met die geboorte van Jesus Christus. Advent beteken die lig wat kom. Advent is die tyd waarin ons leer om weer met oop oë te leef, om die klein bewegings van God se koms raak te sien, nog voordat die groot lig deurbreek. Dit is die tyd waarin ons leer om te wag, en nie met 'n passiewe wag nie, dit is ook daai afwagting tot Jesus se geboorte. Advent is die wag van iemand wat iets hoor nader kom. Die wag van iemand wat weet dat God se toekoms en hoop reeds op pad is. So mag hierdie week se dagstukkies jou help om die sagte voetstappe van God se koms te hoor. Mag dit jou herinner dat hoop nie 'n droom is nie, maar 'n persoon. En mag dit jou hart oopmaak vir die lig wat stadig maar seker weer opkom. Vandag lees ons uit 'n bekende adventsteks uit waarin die Messias en Redder voorspel word, en dit word voorspel in die Ou Testament, nog voor Jesus se geboorte, voor die Nuwe Testament. En ons lees vanuit Jeremia 33 vers 14 tot en met vers 16, en ek lees vanuit die Afrikaans 83 vertaling uit. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek die goeie belofte sal nakom wat ek aan Israel en Juda gemaak het. In daardie dae, in daardie tyd, sal ek vir Dawid 'n wettige afstammeling gebore laat word, en hy sal in die land reg laat geskied en reg doen. In daardie dae sal Juda gered word, en Jerusalem sal onbesorg woon, en genoem word, die Here verskaf reg aan ons. Tot sover die skriflesing. Jeremia skryf hierdie woorde terwyl Jerusalem, God se volk, in ballingskap weggevoer word en die tempel geval het. Die mure is afgebrand, hulle huise is verwoes. En juis daar, in die plek wat niks het om oor te hoop nie, sê God, ek laat weer iets groei. En die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir groei is tsemach. Nou tsemach beteken 'n uitspruit, 'n nuwe groen bloeisel, 'n lewe wat van onder af deurbreek. Nou God begin advent nie met volwasse bome nie, maar met 'n spruit of 'n bloeisel, 'n klein amper onopsigtelike teken dat lewe weer op pad is. Karl Rahner het gesê, God kom dikwels in ons lewe as iets klein genoeg om gemis te word, maar groot genoeg om alles te verander. Dink aan 'n groen, nuwe spruit of bloeisel, wat deur 'n stukkie klipharde of sement se krake deurbreek. Klein en tasbaar. Iets wat onmoontlik gelyk het, word moontlik, en selfs die harde stene kon dit nie keer nie, want lewe wat God begin is onkeerbaar. Daarom mag hierdie beeld van God se nuwe lewe vir jou hoop gee vandag, al is daar klipharde klippe en sement in jou storie. God het 'n tsemach vir jou, 'n nuwe begin wat stadig maar seker deurbreek. En hierdie bloeisel is Jesus, en hy dra die naam, die Here is ons geregtigheid. Nie ons eie poging nie, nie ons eie planne nie, maar God se trou, wat soos 'n spruit deur ons harde grond breek. Karl Barth het eenmaal geskryf, om advent te vier beteken om te glo dat God se eerste woord altyd genade is, en dat hy reeds aan die beweeg is, voordat ons dit kan sien. Daarom vier ons advent nie omdat alles reg is nie, maar omdat God se lig reeds aan die horison verskyn. Ons leef met hierdie sekerheid, dat elke plek waar jy vandag voel, dit is onmoontlik, te donker, of dit is te laat, dit is die presiese plek waar God weer 'n nuwe begin
plant. Vra jouself vandag, kan jy vandag God se genade en hoop in die kleinste plekke gaan soek? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Liefdevolle Vader, laat U spruit van hoop ook in my lewe deurbreek. Maak my oë oop om die klein tekens van U nuwe begin raak te sien. Breek deur my harde grond en laat U lewe gewende liefde deurbreek, waar ek lankal gedink het, niks kan groei nie. Dankie vir die reën wat ons omgewing weer seën en vir U kosbare en mooi skepping. Seën elkeen van ons in hierdie dag. Amen.